Daar sê, môre almal. Thank you Jesus. So bietjie blik ons mense. Kyk of ons kan bietjie beter kry. Dankie. Die Here is groot, né? Die Here is op die troon. Amen. Nou een van die goed wat ek vanoggend wil hê ons moet voor intree is, baie van julle weet dat ons het 'n tyd terug heel wat uitreikingswerk in Zimbabwe gedoen en die pastoor wat ons daar ken, pastoor Steve Bowen, het my gister gekontak en gevra, hulle het dringend hulp nodig, dringend gebed nodig. Dit gaan nie baie goed nie. So hulle het onder andere sy bil waarmee hy nou nog teel doodgemaak en daar's maar baie onrus en dinge rondom die plek waar hulle boer en so aan. En hulle verwag ook hierdie week ook 'n klomp moeilikheid en so dit gaan nie goed met hulle. Elke keer as hulle probeer opstaan, dan kom die vyand en kom berig weer skade aan. So dit gaan maar regtig swaar en moeilik met die omstandighede daar. So ek wil nie ons moet vanmôre ook vir hulle intree. Ek het beloof dat ons sal vir hulle intree, want by die Here is niks onmoontlik nie. By die Here is alles moontlik en hulle doen goeie werk as kinders van die Here daai kant, maar selfs die kerk trek ook swaar onder die omstandighede wat daar aan die gang is. Ja, so kom ons gaan die Here vertrou vir hulle vanmôre. Vader, ons kom na U toe in die magtige naam van Jesus, Here. Vader, ons eer U vanmôre, want U is groot en U is goed. U is almagtig vanmôre, Here. En Vader, so wil ons vanmôre kom en ons wil vir Steve en vir Linda, hulle seuns, die res van hulle gesin, Here, wil ons voor U bring en Vader, U ken die moeilike omstandighede waaronder hulle die woord moet verkondig, Here, en die moeilike omstandighede waaronder hulle lewe moet probeer maak. Vader, ons wil vanmôre hulle hande omhoog kom hou. Ons wil hulle vanmôre kom versterk, Here. Vader, ons wil vanmôre vir hulle kom in die bresse staan, Here. We want to stand in the gap for them this morning. Father, we want to ask You in the mighty name of Jesus that You will bring for them breakthrough upon breakthrough, Father. That You will show the power of God in circumstances where it looks impossible. Dat U vir hulle sal voorsien op 'n bo-natuurlike manier, Here. Vader, dat U hulle sal seën op 'n bo-natuurlike manier, Here. En Vader, dat U ook elke krag en elke mag en elke vyand wat teen hulle kom, Here, that You will come and raise up a standard against them in the name of Jesus, that You would protect them, Father. We ask You that You would raise protection for them, Lord. That You would raise up a hedge of protection. Vader, ons pleit die bloed van Jesus oor hulle gesin, hulle eiendom, elke ding op hulle grond, Here. Vader, dat U hulle sal beskerm, Here. Vader, dankie dat U engele aangaande hulle bevel gee in hierdie dag, Here. Vader, ek bid ook, Here, dat in hierdie omstandighede waar hulle ook moeg is, Here, voel asof daar geen meer hoop is nie. Asof alles net nie wil uitwerk nie. Father, bid ek nou in die naam van Jesus, Here, Father, that You would give them a new vision and a new hope, Father, in the name of Jesus, that You would raise them up
Here, dat hulle in hierdie oggenduur ook sal voel hoe U teenwoordigheid die vertrek vul waar hulle self nou bevind, Here, in die naam van Jesus. Vader, dat daar die woorde, dat U hulle nooit sal begewe en hulle nooit sal verlaat nie, Here, that it will get new meaning and new life in their hearts right now, in Jesus' name. Here, dat hulle U kragtige hand in beweging sal sien, Here. Vader, U het al soveel keer vir hulle gedeurgedra, vir hulle voorsien, die omstandighede verander in hulle lewens, Here. But once again, Lord, we ask that You would just step into the picture again and just bring a relief for them. Here, ek bid vir finansiële voorsiening vir hulle, Here. Dat U hulle behoeftes vir hulle sal voorsien. Die gemeente se behoeftes en so ook hulle persoonlike behoeftes, Here. Ons dankie dat U hulle vanmôre deurdra. In Jesus naam. En Vader, nou wil ons ook kom en ons wil vanmôre se diens aan U opdra, Here. Vader, ons is vanmôre hier omdat ons 'n begeerte het na U, Here. We have a desire for more of You, Lord. 'n begeerte na U vanmôre, Here. Vader, ek dank U dat U hierdie plek kom vul met die heilige soete teenwoordigheid en Vader, dat U elke vraagstuk wat in elke gedagte en elke hart is, Here, vanmôre net sal kom aanspreek, Here. Vader, dankie vir U vrede wat alle verstand te bowe gaan. En Father, we just want to put the things of the world aside for a moment and say, Lord, we are here because we want to honor You, because we want to worship You, O God. For You are holy this morning. U is vanmôre heilig, Here. Ons is so dankbaar vir U goedheid, ons is so dankbaar vir U grootheid, Here. But this morning we want to just come and enter in and say, God, thank You. Dankie, dankie Jesus. We come with thanksgiving in our hearts into Your presence to say, Lord, Here, waar sou ons gewees het sonder U? Daarom is ons dankbaar vir dit wat U vanmôre vir ons kom doen, Here. Dankbaar vir die lewe wat U vir ons gegee het. Dankbaar vir die voorsiening wat U vir ons gegee het. Dankbaar vir U teenwoordigheid in ons lewens, Here. But we just want to enter into Your presence and honor You. We glorify You, God. We worship Your name. In Jesus' naam. Amen. Amen. Kom, ons gaan vanmôre 'n bietjie verder gesels. Ons het verlede week bietjie gesels oor aanbidding en wat is aanbidding. Ek sal so vinnig 1 of 2 goedjies recap, maar as jy nie hier was nie, gaan kyk die video. Maar ons het gepraat oor die priesteramp en ons het gesê dat in die Nuwe Testament is jy nou ook 'n priester. 1 Petrus 2 vers 5 sê, en laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Christus Jesus. Ons het ook gepraat oor dat worship is worthship, wat beteken ons gee waarde, en omdat ons waarde aan God toevoeg, wanneer ons dit uitspreek, dan sê ons, Here, hoe goed is U, hoe groot is U, en ons spreek hier die waarde aan hom, ons gee waarde aan ons aanbidding. So, wat het ons ook gesê, gou oor worship, and that it is love expressed, en dis wat aanbidding is, wanneer ek my liefde vir hom uitspreek, as ek dit uitdruk, dan is dit love expressed is worship. In express, die woordjie express beteken convey a thought or a feeling in words or by gesture and conduct. So ek kan my liefde vir hom uitspreek deur woorde, maar kan dit ook deur gesture te doen. Met ander woorde, as ek buig voor hom, dan is ek besig om te sê, Here, ek is lief vir U. Ek gee soveel waarde aan U. En die woordjie van aanbidding of vir worship in Hebreëus, shakwa, beteken to bow oneself down. So dit gaan oor my aksie van om myself neer te buig, is die woordjie worship. En waaroor gaan dit dan? My complete submission to God in every area of my life. Dit is aanbidding, wanneer ek myself ondergeskik stel en ek God se koningskap, lordship,
oor my lewe bevestig en erken. Ek klim van die troon van my eie hart af en ek gee die troon oor aan hom. That is worship. So, ek kan God alleenlik aanbid as ek erken dat hy koning is en dat hy die heerskappy oor my lewe waardig is en waardig is dat ek my aan hom onderwerp. Sodra ek op daai plek kom en sê, Here, U is waardig dat ek myself aan U onderwerp. Now I'm busy with worship. Nou is ek besig om te aanbid. I can only worship God if I recognize His kingship and He's worthy of lordship and worthy of my submission. Dan kan ek aanbid. Psalm 95 vers 6 sê, kom, laat ons aanbid en neerbuk, laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het. So, weer eens, hy sê, laat ons aanbid, wat beteken om te buig, en dan sê hy vir ons, laat ons neerbuk, en laat ons kniel. So, eintlik 3 keer sê die skrif vir ons, let's worship, worship, worship. And what does that mean? I submit myself unto Him, en ek wys deur die posture van my liggaam, my submission to Him. And that is worship. Sê ek net dat hy waardig is, of wys ek dit dat hy waardig is? En dan het ons ook gekyk na die Griekse woordjie van aanbidding of worship, wat proskuneo is, en die meaning daarvoor is, julle onthou, is to kiss towards. Met ander woorde weer eens, I express my love to Him, or I prostrate myself, ek lê op my aangesig voor die Here, en dan I adore Him. By adoring Him, dis die woordjie proskuneo, dis wat dit beteken. So praise is an expression or approval or admiration. So, dit is so, ons het so vinnig gekyk na worship, nou is ons besig met praise. So praise is hierdie expression of approval or admiration. Lofprysing is 'n uitdrukking van my goedkeuring of bewondering van God. En ons onthou dat express means to make known. So ek maak dit bekend. We make it known to the world how we feel about Jesus wanneer ons hom lof gee. We have a praiseworthy God that does praiseworthy things, that has a praiseworthy character. So, dit is ons God wat ons al, He's praiseworthy, He does worthy things, and He's got a worthy character, and that's why we give Him praise. Ons laat die wêreld weet hoe ons voel oor Jesus wanneer ons prys, lof, sing. Ons het 'n waardige God, lofprysingswaardig. So lofprysing is 'n uitdrukking van hierdie goedkeuring of bewondering vir wie God is. Hoe hy is, wie hy is, wat hy gedoen het en wat hy nog gaan doen. So daar is sekere voordele wanneer ek prys, wanneer ek lofprysing sing. Die fisiese uitdrukking of expression het geestelike gevolge. So wanneer ek in prys ingaan, dan is daar 'n ding wat in die gees gebeur. Daar is sekere gevolge wat in die gees gebeur. Nou julle sal onthou die storie in Eksodus 17 vers 8, begin ons daar te lees. Hy sê, daarom het die Amalekiete gekom om teen Israel te veg. En Moses het aan Jesus gesê, kies vir ons manne en trek uit, veg teen Amalek. Môre sal ek op die top van die heuwel staan met die staf van God in my hand. En Josua het dit gedoen soos Moses aan hom gesê het, om te veg teen Amalek. Maar Moses, Aaron en Hur het op die top van die heuwel geklim. En telkens as Moses sy hand ophou, was Israel se sterkste, maar as die hand laat sak, was Amalek die sterkste. Maar die hande van Moses het swaar geword. Nee, jy kan dink, jy vat daai staf en jy hou hom so in die lug. Net as ek die Here aanbid en ek sit my hande in die lug, na 'n rukkie dan word dit moeg. So dis wat met Moses gebeur het. Hy sê, en die hande van Moses het swaar geword en hulle het 'n klip geneem en dit onder hom neergelê dat hy daarop sit. En Aaron en Hur het sy hande ondersteun, die een kant en die ander kant. So het hy die hande dan vasgebly tot sononder. En Josua het Amalek en sy volk met die skerpte van die swaard 'n neerlaag toegebring. You see, sometimes the difference between victory and defeat is net dit. Wanneer ek in 'n geveg betrokke is, en ek doen dit, sometimes that's the only thing that we need. Just to say, thank you Jesus. Ek begin hom te loof en hom te prys en hom te aanbid. Ek lig my hande omhoog. You
You see, because our physical expression has a spiritual effect and it plays itself out in the world we live in. So ons sien die oorwinning when something starts moving and changing in the spirit. Partykeer vat dit net vir my om my hande in oorwinning op te lig. Psalm 8 vers 3. Uit die mond van die kinders en die suigelinge het u sterkte gegrondves, om u teestanders ontwil, om die vyand en die wraakgieriges stil te maak. In die Engels sê dit so, maar hy sê, through the praises of children and the infants, through the praises of the children and the infants, sê hy, you have established a stronghold against your enemies, to silence the foe and the avenger. Jy sien, wanneer die vyand teen jou kom, wanneer ek in lofprysing begin gaan, wat does it do? Dit bring 'n stronghold teen hom, en dit maak die vyand stil. So as die vyand kom en hy sê, en hy bring vir jou vrees, of hy bring vir jou, ek is nie waardig nie, dan kom ek en ek begin om die Here te prys, en what does it do? Dit bring hierdie stronghold teen hom, en dit maak hom stil. En dis die voordeel van praise, it silences the enemy. Jy sien, lofprysing sluit die mond van die vyand. Lof is waarheid, die waarheid oor God, die waarheid oorwin die leuns van die beskuldiger, die een wat jou beskulder. Lof bevestig die waarheid. Lof nooi God om vir jou te veg. Jy sien, dis nie ons wat in die geveg is nie. God veg vir jou. Wanneer ek hom lof begin, dan begin hy in te tree vir jou. Hy veg vir jou. Dis wat lof doen. Ons sien in 2 Kronieke 20 vers 1, en daarna die kinders van die Moab en die kinders van Amon, en saam met hulle 'n deel van die Meuniete teen Josafat gekom om te veg. Toe buig Josafat hom met die aangesig na die aarde toe, sou uit 'n aanbidding ingegaan. En die hele Judea en die inwoners van Jerusalem het voor die aangesig van die Here neergeval om die Here te aanbid. En die Lewiete uit die kinders van die wat staan hier ook, met tog my bril dra. Maar dan kan ek julle nie sien nie, dis waar die probleem kom. En die Lewiete uit die kinders van die Kalitiese en uit die kinders van die Krogatiese het opgestaan om die Here, die God van Israel, met 'n baie groot stem te prys. Met 'n baie groot stem te prys. En hy het met die volk beraadslaag en tot eer van die Here sangers opgestel, wat in heilige sieraad moes lof sing, en by die uittrek op die voorpunt van die gewapenis moet sê, loof die Here, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Nou imagine dit. Die vyand is net oor kan daai hiel. Right, waar is die sangers? Ja, ons met die guns is agter, die sangers is voor. Ons gaan die vyand aanvat met gitare. En tamboeryne. Enigiets mobile, vat sommer die drom ook saam, laat ons gaan. Dis letterlik wat hier gebeur het. Ek weet nie of ek so lekker een van die sangers wou gewees het nie. Maar wat sê die koning? Julle sal voorloop. En julle sal sê, sy goedertiere, loof die Here, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Jy sien, toe hulle begin om lofsang begin doen het, wat het hulle gedoen? They invited God on their behalf, to fight on their behalf. Om in te tree om die omstandighede in hulle, om in te staan vir hulle. En lees ons in vers 22, en op die oomblik, wanneer? Op die oomblik, toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef, het die Here 'n hinderlaag opgestel teen die kinders van Amon, Moab en die mense van die gebergte Seir, wat teen Juda gekom het, sodat hulle verslaan is. Man, hulle het oor die nog lekker gesing, en toe hulle daar oor die heuwel kom, toe sien hulle, vyand is verslaan. Hulle het nie eens geveg nie. Jy sien, dis wat lofprysing doen. Ons hoef nie eers te veg nie. Ons hoef net die Here te loof. En dan kom hy in,
En hy kom doen dit vir jou. Die oomblik toe hulle jubel en lofsang aangeef het die Here dit gedoen. Hoeveel keer probeer ons dit in ons eie krag en ons eie mag doen? Kom ons sing net ons lofsang aan hom, en die Here tree in vir ons. Vers 26, hy sê, and on the 4th day, they assembled themselves in the valley of Barak. For there they blessed the Lord. Therefore the name of the same place was called the valley of Barak unto this day. Nou daai woord Barak kom van die woordjie Barak af, wat beteken to bless or to kneel or to praise. So hulle oorwinning wat hulle daar behaal het, hulle het sommer die plek hernoem na praise toe. Lofvallei. Want dis waar die Here hulle oorwinning gegee het met lof. Gebarak. When you praise the Lord, He fights your battle for you. Lofprysing is 'n teenmiddel ook vir depressie en vreesagtigheid. In Jesaja 61 vers 3 lees ons, om vir die trerendes in Sion te beskik, dat aan hulle gegee word sieraad vir as vreugdeolie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees, sodat hulle genoem kan word te berinte, wat beteken 'n boom van geregtigheid, 'n planting van die Here tot sy verheerliking. In die Engels praat hy van the garment of praise for the spirit of heaviness. So wanneer ek so tussen die vloer en die polituur voel, is dit tyd om te prys. Wanneer jy voel, maar wat my siel, wat voel jy so swaar vanmôre? En dan bring ek ook wat hulle noem 'n sacrifice of praise, want wanneer jy daar voel jy nie lus om lof te bring nie. Maar is wanneer ek deur daai nie lus breek, en ek begin my lofsange te bring, dat die Here daardie swaar gees, wat die vyand op jou probeer sit, afval. So as die ouens wil weet, wat is die teenmiddel vir depressie, is dit nie Prozac nie. Dis lof, dis prys, dis die teenmiddel vir depressie. Prys is ook evangelisties. Ek het die Here, in Psalm 40 vers 2 sê, ek het die Here lank verwag, en hy het hom na my toe neergebuig, en my hulp geroep gehoor. So het die Here dit gedoen. En hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderige sluik opgetrek. Wie van julle sit vanmôre hier en sê, weet jy wat, he took me out of that mud. Die Here het my uitgehaal uit daai diep modder uit. En my sluik opgetrek, en my voete op 'n rots gestel. Wie is die rots? Jesus. So he took you out of the mud, and he placed you on the rock. Hy het jou op die rots gesit. En my gange vasgemaak. Vers 4. En hy het 'n nuwe lied in my mond gegee, 'n lofsang tot eer van ons Here. Baie sal dit sien. So hy het my lofsang gegee, en hy sê, baie sal dit wat? Baie sal dit sien. Hy het nie gesê, baie sal dit hoor nie. Hy sê, baie sal dit sien. En vrees, en op die Here vertrou. Met ander woorde, lofsang is evangelisties, wanneer ek opgewonde begin raak hier in my hart, om te sê, die Here het my uit die moddersluik uitgehaal, en hy het my gesit op Jesus wat die rots is, dan kan ek nie anders as om my lofsange aan hom op te hef nie. En wanneer ek my lofsange aan hom ophef, dan sê hy, dan sal die wêreld dit sien. So, dis nie net van sing nie. Dis Here, ek loof U naam. My hande opgehef, ek klap die hande, ek prys hom, want die wêreld sal dit sien, en dan sê hy, wat sal dan gebeur? Hy sê, en vrees, en op die Here vertrou, dan sal hulle dit sien, en hulle sal vrees, en hulle sal ook op die Here begin vertrou. Wat gaan hulle doen? Wat is dit wat jy het, dat jy so lofsang kan bring? Something is different. Iets is anders by jou. Ek sien dit.
Dis wanneer ek lofsang begin bring. So om lofsang te bring, is om ook evangelisties te wees. En sien as ek sou net staan en die Here is goed vir my. Dis nie baie optuigend nie. Prys die Here! Man, ek is so verlig vir wat die Here vir my gedoen het. Ek kan nie anders as om sy naam te loof nie. Jy sien, dis wanneer mense dit sien, en sê, wat gaan aan met jou? Psalm 22 vers 4 sê hy, tog is u die heilige wat woon onder die lofsange van Israel. So hy sê, in die Engels sê, yet you are enthroned as the Holy One. You are the one Israel praises. En die ander vertaling sê, you inhabit the praises of your people. So you are enthroned. Wat gebeur wanneer ons lof sing? We are enthroning, ons bou 'n troon vir Jesus om op te kom sit. En dan sê hy, you inhabit, wat beteken, he sits and he remains seated. Nou wanneer die teenwoordigheid van die Here, die gemanifesteerde teenwoordigheid van die Here opdaag, when we build this throne, and God comes in and he sits down, anything can happen. Dis wanneer die blinde sien en die dowes hoor en die lammes loop en die mense vrygemaak word en die gees van die Here begin beweeg en dinge verander in mense se lewens, is when the presence of the Lord shows up. En daar's 'n sekere manier waarop ons die Here moet loof. Daar's 'n sekere manier wat ons mee begin. En ons begin met daai, we give thanks, the thanksgiving, we enter his gates with thanksgiving, en ons sal op 'n ander keer gaan ons oor die hoe doen ek dit, waar enter ek, sal ons oor gesels. Maar vanmôre gesels ons net oor, wat doen lof? Lof sê die woord, builds a throne, it enthrones him, and he inhabits it, and he sits down, and he remains. En ons weet dat in die teenwoordigheid van die Here kan enigiets gebeur. Nou wil ek hê jy moet vir 'n oomblik imagine, Jesus stap in, hier in ons diens vanmôre. En ons sê, Jesus, welkom. Ons is so bly jy is hier, ons het nou net die geloof, en ons gaan nog 'n bietjie verder prys, en wil jy nie net nog 'n bietjie bly nie? En Jesus sê, ja nee, ek sal nog 'n bietjie bly. En dan gaan ons en ons sê, so bly jy is hier vanmôre, Jesus. Please be enthroned. Ja, Lord, we enthroned. Sit asseblief, ons lofprysing. Ek dink dan staan Jesus hier en sê, ja, Here, be enthroned. Sê, weet jy wat, is eintlik 'n ander gemeente wat ek vanoggend moet gaan besoek. Ek sal sien vir julle volgende keer. En dan moet ons maar hier so staan en sê, maar waar Jesus? My vraag is, wanneer ons hom loof en wanneer ons hom prys, is that the throne we are building? Or are we building a throne worthy of our King? Are we building a throne worthy of our King? Remember, when he shows up, anything can happen. Let's build him a throne that he's worthy of. That's our King. When Jesus comes, he changes lives. Psalm 150 vers 1, hy sê, Halleluja, loof God in die heiligdom, loof hom in die sterk uitspansel. Jy sien, wanneer ek na die uitspansel kyk,
Dan sê ek, Here, hoe almagtig is U, Here? Hoe almagtig is U? What have you created around me that I can see? And I know there's so many things beyond this that I cannot even see. Daarom loof ek U. Loof hom oor sy magtige dade. Loof hom na die volheid van sy grootheid. Is dit vir ons moontlik om God se volheid van sy grootheid eers te begin verstaan? Ons kan dit nie eers begin verstaan nie. En daarom moet ons hom loof. Because we cannot even start to comprehend. Loof hom met basuingeklank. Ek het nog nooit 'n basyn self gehoor of gesien nie, maar ek het al prentjies gesien. Dit is nog op 'n keer so lang ding. En as op hom blaas en dit klink so. Dan ons moet so ene kry. Want hy moet so hard blaas dat daar in Koelsberg met die kerk se vensters sommer so bewe. Loof hom met harp en sitter. Ons snaarinstrumente. Loof hom met tamboerijn en koordans. Wanneer broer, ons dans nie in die kerkie. Man, as iemand wil koordans, laat hom koordans van 'n skrif. Loof hom met snaarspel en fluit. Loof hom met helder simbale. Gelukkig sê hy ook klinkende simbale, want dink jy daai een is so helder nie, maar is daarom klinkend. Ons loof hom met klinkende simbale. Laat alles wat asem het, die Here loof. Halleluja. Het jy vanmôre asem, dan praat hy met jou. Het hy jou uit die moddersluk uitgehaal? Het jy jou voete op die rots gesit? Dan is ek en jy geroep om te sê, Here, ek loof U so, dat die wêreld dit moet sien, wat so groot God ek dien. Want wanneer U opdaag, dan kan enige iets gebeur. Nou is ons nogal geneig om te sê, dis nie my kultuur nie. Dis nie my kultuur om die Here so te loof nie. Wel, jou kultuur is ondergeskik aan kingdom culture. Jy sien, kingdom culture kan homself nie ondergeskik maak aan my en jou kultuur nie, want dan sit ons met godsdiens. Ons moet aanpas by wat die woord sê. Ons kan sê nie, dis maar hoe ek die Here aanbid nie. Nee, Here, wat sê U woord? Hoe wil U hê moet ek U aanbid? Maar ons gebruik soveel keer ons kultuur as ons verskoning. Maar hang, op 'n Saterdag, dan is dit 'n ander kultuur daar op Ellis Park of op Nieuweland of op Loftus. Man, dan kan ons darm ons hande in die lug steek en 'n rugbyspeler omtrent aanbid. Koning rugby. Baie lief vir dit. En ons kan cheer. En ons het ons heroes en ons kan hulle ticketbereids gee. Ons kan ons gesigte verf. Ons kan klere aantrek. Te sê, kyk wie support ek. Dis my span. Maar wie is jou Jesus? En dan op 'n Sondag, my kultuur nie. Is nie my kultuur, my hande op te lig, en my koning te loof nie. My Godse kultuur moet ondergeskik wees aan my kultuur, nee. Kingdom culture never submits itself to any other culture. En dan sit ons natuurlik met ander volkeregroepe in ons land ook. En as gevolg van hulle kultuur, het ek al met ouens gepraat wat in die bediening staan, en dan sal hulle nog hulle jong mense stuur na die initiasieskole toe. Dan sê ek, maar dis nie skriftuurlik wat julle daar doen nie. Yes, but it's our culture. En dan sit jy met 'n gemors. Hoekom?
because kingdom culture must submit itself to my culture. En so kan ons baie voorbeelde uithaal. Nee, die woord sê, dis hoe God aanbid wil word. Dis hoe hy geloof wil word. And I will submit myself to his culture. Ek is nou deel van 'n nuwe koninkryk. Ek submit myself aan die nuwe koninkryk se reëls. Here, hoe wil u gedien word? Psalm 95 vers 1 tot 6 in die Amplified lees so. Hy sê, "Oh, come, let us sing to the Lord. Let us make a joyful noise." Weereens gaan Ellis Park toe en laat hulle 3 druk, dan wys ons vir jou hoe klink 'n joyful noise. So hy sê, "Make a joyful noise to the rock of my salvation." Het die Here jou diep uitgehaal en jou voete op die rots gesit. Let us come before his presence with thanksgiving. Let us make a joyful noise to him with songs of praise. So ons moet 'n joyful noise vir hom maak met liedere van lof. For the Lord is a great God and a great King above all gods. In his hand are the deep places of the earth. The highest and the strengths of the hills are his also. The sea is his, for he made it, and his hands formed the land. Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. So ek staan in reverence voor hom. Praise is an expression of approval or admiration. Nou daar is so 'n paar Hebreëse woorde, daar's Grieks ook, ek het nie volgens die Grieks nie, en ek het ook net 'n paar van die Hebreëus uitgehaal, want ek het al hieroor gepraat, maar gaan ons net 'n bietjie herinner weer aan hoe sê die Here, hoe wil hy geloof word. Die eerste woordjie is halal, wat beteken om glamorous en noisy te wees. Ons kan maar bietjie noisy wees in die kerk. To celebrate. Hoe lyk dit as 'n mens celebrate? Nou ja, hy het 'n ander enetjie, hy sê to rave. Nou ek het al gehoor, mense gaan na rave clubs toe, ek weet nie, ek was al nooit een nie. Maar to rave beteken maar net om net aan te hou, om te sê, Here, hoe groot is hy? Ek rave oor hom. En dis waar die woordjie halleluja vandaan kom. Halal is die rootwoord van die woordjie halleluja, wat beteken praise the Lord. So as ek skree halleluja, skree ek prys die Here. Dan is dit yada. Die woordjie yada beteken to throw or to cast. So met ander woorde, ek maak letterlik so en ek sê, Here, ek loof U, ek cast dit, gooi dit. En dis ook waar die woordjie van die stam vandaan gekom het, Juda. So Yada het Juda geword, wat beteken to praise. So Jesus was die wat? Hy was die leeu van die stam van Juda. He was the lion of praise. Ons moet bietjie eendag daai liedjie van daai aanhou sing van The Lion Roar. Wat is daai groep se naam? Kan nou nie onthou. Ja, die liedjie se naam is Lion, ja. Because he's the lion that roars. He's the Lion of Judah. Is dit op jou lys? Prys die Here. Dan is daar 'n woordjie met tauda. Is to give praise to God by lifting the hands in adoration. As ek my hande so oplig, and I lift my hands in adoration, dan tauda ek. So die ander een is to cast, and die ander een is to stand with my hands in adoration.
give praise to God by the lifting of the hands in adoration. Ons daar nog 'n woordjie zamar. Zamar beteken to sing praises. To make music with instruments and to make musical accompanied by voice. So wanneer ek nou begin die instrumente inbring en ek begin liedere te sing, dan is ek besig om te zamar, is ek besig om die Here te loof. En die laaste enetjie wat ek vanoggend wil deel is Shavak. And this is to address in a loud tone, a loud adoration, a shout, proclaiming with a loud voice, unashamed. My vrou doen dit nogal baie keer goed. Ek kan nie soos hy doen nie. Hoe maak jy altyd? Nee, amper so iets. Hy is 'n bietjie sag hoor, met 'n bietjie, daar staan met 'n loud voice, unashamed. Here, ek loof U. Dan shabach jy. And that's how God wants to be praised. That's how we build a throne that He enthrones. That's when He comes and inhabits our praises. Wanneer ons hart daarin is om Sy naam groot te maak. Wanneer ek hom nie met die mond aanbid nie, onloof nie, but when the heart is connected to it. En ek kan nie anders as om te sê, Here, halleluja, ek wil U loof, Here, want U het my diep uitgehaal nie. You were the one that healed me, Lord. You are the one that took this broken vessel and make something beautiful of it. En daarom kan ek nie anders as om U te loof nie, Here. Daarom wil ek hê die wêreld moet weet, U is prysenswaardig, Here. That is kingdom culture. In Lukas 19:35 lees ons, toe bring hulle hom na Jesus toe, en hulle lê hulle klere, dis nou die donkie wat hulle na Jesus toe bring, en hulle lê hulle klere op die vul, en laat Jesus daarop sit. En terwyl hy voortgaan, gooi hulle klere op die pad. Kan jy imagine, jy was daar, hier kom Jesus ingery, hy het palmtakke gehad, gesê, Hosanna, aan die koning. Die mense het hulle baadjies uitgetrek, en het op die grond gegooi, sodat 'n donkie daaroor kan loop. Maar dit was nie enige donkie nie. Dit was die donkie, wat die koning van die konings opgery het. And when He comes back, He will come on a white horse, no longer on a donkey. That's the King. Kan ons vanmôre ook 'n hand ophef? Ek het dalk nie 'n palmtak hier nie, maar ek kan sê, Here, ek loof U. En toe hy na by die afdraand van die Olyfberg kom, begin die mense, menigte disippels, God met blydskap te prys. Is daar blydskap in my om lof vanmôre? Is daar blydskap in? Met 'n groot stem oor al die kragtige dade wat hulle gesien het. Het die Here jou diep uitgehaal. Terwyl hulle geseënd is die koning wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste hemele. En nou kom die broers kerkraad weer ter voorskyn. En sommige van die fariseërs in die skare sê vir hom, Meester, bestraf U disippels. Hulle gaan daarom nou 'n bietjie te veel te kere.
dis onordelik vir hulle om so aan te gaan. En hy antwoord en sê vir hulle, ek sê vir julle, as hulle swyg, sal die klippe uitroep. Partykeer ry ek hier in die pad of nice ander een is daar by die van die Kloofdam, as jy so uitgaan op die dam met 'n boot. Dan sien jy hierdie klipformasies. Hier is 'n klip wat letterlik lyk of iemand dit gevat het. Nou, as ek sê klip, praat ek van 'n rots. En so op 'n ander een gaan sit het. En jy wonder by jouself, hoe het dit so gekom? Dan roep daar die klippe, daar die rots God se heerlikheid uit. En daar die rots is ongelukkig baie keer meer effektief daarin om God se heerlikheid uit te roep as baie mense. Want ons lof het stil geword. Kom ons laat nie die klippe uitroep nie. Kom ons laat die klippe nie sy lof groter besing as wat ek en jy dit doen nie. Kom ons sing sy lof. Kom ons eer hom soos wat hy geëer wil word. In Jesaja 40 vers 31 lees ons hierdie woorde, hy sê, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag, hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. En dis nog 'n aspek waaroor ek vanoggend net so aan wil raak. Sien, ons moet ook 'n bietjie tyd maak om net bietjie stil te word by Jesus se voete. Want as ons stil word, dan raak ons kriewelrig. Okay, wat nou gebeur? En die een wat die praise and worship lei, moet ek ietsie sing nie. En die pastoor dink, moet ek nie bid nie. Want het raak daarom nou bietjie ongemaklik stil. Maar moet nie laat dit ongemaklik word vir jou nie. As ons stil word in sy teenwoordigheid. Let's just not be there for 30 seconds and start wondering what now. Kom ons wees gereed om te sê, Here, ek kan vir 5 minute, of vir 10 minute, of vir 20 minute, I can just sit here in your presence. En Here, as U iets vir my wil sê, ek luister. En ek wil jy met jouself gereed maak. That we're going to have times where we're just going to be quiet. We're just going to sit here. Gaan net bietjie sit in sy teenwoordigheid. En dan moet jy jou hart gereed hê om te sê, Here, praat met my. I want to hear from you, Lord. Wat sê U oor hierdie saak? Wat sê U miskien oor hierdie bekommernis in my hart, Here? Wat sê U miskien oor my besluit wat ek moet neem, Here? Wat sê U oor die toekoms, Here? Of miskien wil U net vanmôre ek moet U lief hê. I'm just going to sit here and love you. Gaan net hier sit vanmôre en U lief hê, Here. Just going to spend time being quiet in your presence. So ons gaan 'n tyd hê want ons gaan loof. And we're going to enthrone our King. We're going to have times where we're going to worship Him, where we're going to express our love to Him. We're going to bow before His presence. Just say, Lord, you are worthy. Hy is waardig vanmôre, Here. But then we're also going to have times we're just going to sit at His feet. Lord, I just want to be in your presence. I don't want anything. I just want to sit here. Wil ek kom. Wil net meer van U hê by U voete. En dis in daardie tye wanneer ons by sy voete gaan kom sit, where the Lord is going to do amazing things in your life. Once again, when the King shows up, anything can happen. Amen.
Nou ek Ek wil seën uitspreek oor hierdie gemeente. Ek het vanoggend nogal gepraat wat vir my wonderlik is van die naam van die gemeente is Gees en Waarheid. So ek spreek absolute seën uit oor die gemeente en elke persoon wat deel is van hierdie gemeente. En ons pastorepaar, baie dankie dat julle getrou is. Ek wil julle ook seën. Baie dankie. Dankie Judy. Gerrit. Wil julle vanmôre seën waar jy identiteit in Christus sal vind en in dit jy 'n nuwe identiteit het wat 'n toekoms en 'n hoop het waar ons in 'n wêreld leef wat donker en duister lyk, skyn die lig van ons Here Jesus Christus deur dit alles. En ek spreek vanmôre 'n hoop oor julle lewens uit, 'n hoop vir 'n toekoms, 'n hoop wat veel vrug sal oplewer in jou lewe, in die dinge waarin jy jou hande slaan. Wat sal teenstrydig wees met die dinge wat die hoop van hierdie wêreld vir ons inhou. Dat jou hoop sal lig bo die dinge van hierdie wêreld. Dat jy sal opkyk na die lewende God in ons Here Jesus Christus, in wie jy jou identiteit het. En dat dit vir jou 'n hoop sal gee wat die verstand van hierdie wêreld te bowe sal gaan. Elke een van julle, dat julle jou hart sal lig uit 'n donker gat van depressie uit, en dat jy 'n hoop sal hê en 'n pad sal stap soos die Here vir jou elke voetstap sal uitwys en verlig, dat hy jou vooruit sal gaan en dat hy jou grondgebied sal vergroot en dat die saad wat jy saai veel vrug sal oplewer. Krishna. I just want to bless everybody here today, Lord, with new life, with new laughter, with new joy. Lord, and let your Spirit touch everybody here, Lord, and a new relationship with your Holy Spirit. I bless it with a new relationship with you, Father. And I bless them that they will see themselves the way you see them. I bless them with the fruit of the Spirit, Father God. That's in Galatians 5. Lord, let them be fruitful for you, Father, so that they can touch other people's lives, Father. Thank you, Jesus, for the fruit of the Spirit. I pray over them in the name of Jesus. Thank you, Lord. Oh, and the seven spirits of God. Sê baie dankie. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Here, ek bid nou op hierdie oomblik, Here, wat hierdie skrif sê, dat die aangesig oor elkeen in die plek sal laat skyn, Here. Father, that in this day
He will see each one. Your attention will shift for a moment just on each person here, Lord. And let them experience that God Almighty sees you in this day. Baie van julle vra, Here, waar is U? U voel so ver van my af. Maar die Here sal sy aangesig vanmôre oor jou laat skyn, so that you will know that you are in the presence of the Most High King, and that He sees you, and that He loves you, and that He wants to embrace you. En wil jou vat vanmôre, jou nader trek. Ja, Here. Trek ons vanmôre nader, Here. Let's pull us closer, Lord. We honor you. We glorify you. And we worship you. For you are mighty. Vader, ons loof die heilige naam. Ons dankie vir die grootheid en die goedheid. Ons dankie vir die wonderlike teenwoordigheid in ons lewens, Here. Vader, ek dankie dat U elkeen sal seën wat in die plek is vanmôre, Here. Vader, elkeen van ons sal kom omvou met die liefde en die teenwoordigheid. En Father, I pray for revelation knowledge as we study your word and as we spend time in your presence. Ek dankie dat U vir elkeen sal deurkom op 'n besonderse manier, Here. Vader, dankie dat U goedheid en die grootheid in elkeen van ons lewens wys, Here. Because we just want to honor you and glorify you for the wonderful works that you have done. Dankie dat U saam met elkeen gaan, Here. Dat ons bewus sal wees van die soete teenwoordigheid daar waar ons beweeg. En Here, mag ons 'n lieflike geur wees vir die mense rondom ons. Omdat die teenwoordigheid rondom ons is, Here, en in ons is, en met ons is. Mag daar die geur afsmeer op hierdie dorp, Here. Dis my gebed in Jesus naam. Dis eer U daarvoor. Ons loof U. Amen, amen. Nou sê, baie dankie julle. Geseënde lekker dag vir julle verder. Amen. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One.